Barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Gaan deur sy poorte in met lofsang in sy tempel hof. Kom in sy huis voor ons volksaam, verhef sy lof en prys sy naam. Want goede dieren is die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer. Sy trou en waarheid hou krag, tot in die laaste nageslag. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, kom ons luister na die wet van die Here. Daarin gee die Here ook vir ons die reël van ons dankbaarheid. Dit is die kanale van ons liefde vir hom. Ons luister daarna en ons verootmoedig ons daarin en ons laat dit ons motiveer om weer met 'n opregte gehoorsaamheid ons aan hom toe te wy. Nadat ons geluister het na die wet, antwoord ons met Psalm 66, die 6de vers. Psalm 66, vers 6, waarin ons ook jubel van ons verlossing in Christus. Ek sal verlos uit doodsgevare, nou dat ek weer kan asemhaal, my offers bring op u altare en my geloftes u betaal. Psalm 66, vers 6. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig.
6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ek sal verlos uit doodsgevare, nou dat ek weer kan asemhaal. My offers bring op die altare, en my geloftes U betaal. Ek sal laat opgaan in die vlamme, die vetste vee uit veld en wei. Ek sal by rookwerk van die rame, ook beeste en bokke toeberei. Kom ons bid. Ons Vader, die wat in die hoogste hemel woon, ewig, almagtig, alwys en alomteenwoordig. Maar U is ook die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Uit U en deur U en tot U bestaan alle dinge. God van hemel en aarde. U heerlike troon is omring deur majesteit en krag. En 'n engeleskare van heerlike wesens wat om die troon is en dag en nag U lof besing en altyd gereed is om U heilige wil uit te voer. U regeer die hemel en die aarde. Maar U doen alles ter wille van ons. En dit is vir ons te groot. Ons verstand kan dit nie bevat nie, Here, dat alles vir U gaan oor ons. Dat U ons liefhet en dat U vir ons in die wet en in die woord openbaar dat U jaloers is. Jaloers op ons liefde. Dat U ons jaloers beskerm. Vir U afsonder. Dat U alles beskik en bestuur tot ons beswil. En dat ons hier kon sing, dat ons vir U so kosbaar is, dat U selfs U eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons oorgegee het. So kosbaar dat U niks vir ons teruggehou het nie.
die allerhoogste offer gebring het. Dat ons in u Vaderhande is en dat u die hare van ons hoof getel het. En u het ons gelei deur donker dieptes, ook veral deur hierdie droogte. En daarin het u ons onderrig soos 'n vader sy kinders. U het ons teruggedraai na u toe. U het ons geleer om u te vertrou. U het ons geleer hoe afhanklik ons van u is. U het ons geleer, Here, dat u in beheer is en dat u vir ons sorg, selfs by somerdroogte. En nou het u milde reën gegee. En u het ons versigtinge geantwoord. En ons verdien niks daarvan nie. Maar u het u seëninge in die veld uitgegiet en as 'n lafenis vir ons en ons diere, gee dan nou ook vir ons dieselfde vrug van dankbaarheid in ons lewens. En gee, Here, dat ons vanmôre vir ons voor u woord sal stel in alle opregtheid. En dat ons onsself in die spieël van u woord sal ondersoek. En dat u vir ons deur u Gees sal opwek tot 'n nuwe lewe en 'n nuwe liefdesywer vir u en vir u naam. Ons bid vanmôre vir ons broers en susters wat nie hier by ons kan wees nie, en ons bly dat u hulle elkeen sal bewaar in hulle verskillende omstandighede en dat u ons almal in hierdie dag sal seën, hierdie opstandingsdag, hierdie dag waarop ons die nuwe lewe vier. Daardie dag toe ons Here Jesus Christus op die eerste dag van die week uit die graf opgestaan het vroeg, daardie môre en die son van die nuwe lewe oor hierdie wêreld opgekom het. En laat dit vir ons 'n feesdag wees. Maar wil u ook daardie nuwe lewe in ons laat groei, sodat dit ook uit ons lewens skitter as 'n kragtige getuienis vir u naam. Ons kom buig vanmôre ook vir my as die prediker wat vol sonde en elende is, brandhout uit die vuur geruk. Maar ons bid dat u deur die wonder van u genade ook deur u dienskneg u heilige mond in ons midde sal oopmaak en dat die krag van u woord ook in ons harte sal inboor en ingang vind en sal vrug dra waardeur u verheerlik word. Vergewe ons, Here. Vergewe ons liefdeloosheid, ons sondeskuld, ons eie willigheid. En help ons om deur die krag van u Gees daarteen te stry en te oorwin. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Voordat ons saam lees, sing ons Psalm 119.
Ekskuus nie, Psalm 89. Psalm 89, ons sing vers 6 en 9. Hoe salig is die volk wat luister na u woord, al wandel in die lig wat van u afstraal voort. Hul sal in u diens waaraan hul toegewy is die ganse dag verheug, omdat hulle in u bly is. Hul prys u groote krag wat alle krag oortref het, en u geregtigheid wat hul weer opgehef het. Psalm 89 vers 6 en vers 9. Hoe salig is die volk wat luister na u woord, al wandel in die lig wat van u afstraal voort. Al sal in u diens waaraan hul toegewy is, die ganse dag verheug, omdat hulle in u bly is. O, prys u grote krag, wat alle krag oortref het, en u geregtigheid wat alweer opgehef het. My hand sal onbewaak bestendig dag en nag. My arm sal in moed versterk met moed en krag. Val die vyand aan, dit sal nie geluk. Die man van onreg sal nooit kan onderdruk nie. Wie onbeangstig of dit ooit teen hom wil waag, die sal my hand besoek met strafverrig en plaag. Liefdes, ons lees uit Jona 1.
Jona 1. Ons lees die hele hoofstuk. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê: Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsus te vlug en die aangesig weg van die aangesig van die Here af. En hy het na Jafo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsus sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim en saam met hulle na Tarsus te vaar van die aangesig van die Here af weg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp. En toe daar 'n groot storm op die see ontstaan het, die skip gevaar geloop om skipbreuk te ly. Toe word die seeliede bang. Hulle het elkeen tot sy God geroep en die lading wat in die skip was in die see gegooi om vir hulle verligting aan te bring. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Daarom kom die skeepskaptein na hom toe en sê vir hom: Wat maak jou dat jy so vas slaap? Staan op, roep tot jou God. Miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie. Hulle sê toe vir mekaar: Kom en laat ons loot, dan sal ons weet om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. En hulle het geloot en die lot het op Jona geval. En hulle sê vir hom: Vertel ons tog om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. Wat is jou nering? En waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland? En uit watter volk is jy? En hy antwoord hulle: Ek is 'n Hebreër en ek vrees die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het. Toe word die manne baie bang en sê vir hom: Wat het jy nou gedoen? Want die manne het geweet dat hy van die aangesig van die Here af wegvlug, want hy het hulle dit te kenne gegee. Verder sê hulle vir hom: Wat moet ons met jou doen, sodat die see om ons heen kan bedaar? Want die see het hoe langer hoe meer onstuimiger geword. En hy antwoord hulle: Neem my en gooi my in die see, dan sal die see om julle heen bedaar, want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het. Nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer hoe meer onstuimiger teen hulle geword het. Toe roep hulle tot die Here en sê: Ag Here, laat ons tog nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want U, Here, het gedoen wat na U welbehaag. En hulle het Jona geneem en hom in die see gegooi, en die see het stil geword van sy onstuimigheid. Toe het die manne die Here gevrees met 'n groot stem. Toe het die manne die Here gevrees met 'n groot vrees en 'n slagoffer aan die Here gebring en geloftes gedoen. En die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk. En Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Ons lees net weer vers 3. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsus te vlug van die aangesig van die Here af weg. En hy het na Jafo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsus sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsus te vaar van die aangesig van die Here af weg.
Lieve broeders en susters, God openbaar homself in sy woord as die God wat soek en wat red, wat verlore en verdwaal is. En so leer ons hom op die eerste bladsye van die Bybel al ken in Genesis, dat hy die verlore kinders van hom uit die kloue van die wolf red. En reeds met Adam en Eva in die paradys het God hulle in die sagte koelte van die aandwindjie kom opsoek. En hier by Jona kom soek die Here hom in die geweldige storm, deur die verskrikking van die dood, en hy roep daardeur sy vlugtende kind terug. En as ons so daarna kyk, dan sien ons dat die Here die middele gebruik wat nodig is om ons terug na hom toe te bring. Maar as ons so die geskiedenis van Jona lees, dan sien ons iets van onsself in Jona. Iets van ons eie willigheid en ons eie natuur en ons geneigtheid om ons eie pad te loop. Ons geneigtheid om onder die wil van God uit te breek, weg te vlug, sy woord te ontduik. En veral om ons roeping te ontvlug. Weg van die aangesig van God. Omdat hy te veel eis, te veel opoffering, te veel moeite. En wie van ons kan ontken, broeder en suster, dat ons eie wil so dikwels stry met God se wil? Elke dag moet ons maar weer gekonfronteer word met ons eie willigheid, ons woorde, ons gedagtes, ons begeertes, ons werke, ons manier van besigheid doen, ons verhoudings met mekaar en verhoudings met ander mense, ons verhoudings in ons huwelike, ons verhoudings in ons gesinne, ons hantering van mense waarvan ons nie hou nie, mense wat ons te nakom. God het ons geskep om in alle omstandighede, in alles wat ons doen, sy beeld te vertoon. Maar elke keer as ons weer tot onsself kom, dan sien ons dat ons eintlik ons eie beeld in hierdie wêreld koester en bevorder. En die Here het ons geroep om as koningskinders in hierdie wêreld te leef en medewerkers te wees in sy koninkryk. Hy sê in sy woord, ons moet oop briewe wees, geskryf deur die ink van die Gees op die vleestafels van ons harte. En daardie oop briewe met die koningskap en die verlossende genade en liefde van Christus deur ons lewens vertoon. Die Here Jesus sê, julle is die lig van die wêreld en julle is die sout van die aarde. En die gemeente moet in hierdie wêreld skyn as ligtende ligte. Vir vrugte dra. Ons is die lote aan die wynstok wat moet vrug dra vir ons hemelse Vader. En dan lees ons ook in die woord dat ons elkeen gawes gekry het. Dat die Here Jesus vir ons gawes gegee het om te werk in die gemeente, om mee te werk in die opbou van die gemeente, om mekaar te soek en as lewende ledemate van die liggaam van Christus mekaar te dien, mekaar se voete te was.
en om so die liefde van Christus in die wêreld te laat skitter. En as ons so dan onsself sien, dan moet ons vra, is dit wat ek doen? Is dit wat jy doen? Is dit jou gesindheid? En nou praat ons nie hier van so nou en dan iets vir die gemeente doen of gee nie. Dit gaan oor ons ywer in God se diens. Nie om so dan en wan 'n dankoffer vir die kerk te gee nie. Maar om dit te doen wat die Here in Romeine 12 vers 1 beveel, dat ons onsself moet gee as lewende en heilige offers wat in Christus vir God aanneemlik is. Om medewerkers van Christus te wees en saam te bou aan sy koninkryk. Maar nou vang ons onsself baie keer, broeder en suster, dat ons eie pad het. Ons eie agenda. En ons wil graag altyd hierdie opdrag wat die Here vir ons elkeen gegee het, delegeer tot die kerkraad, vir ander mense om te doen. Die ouderlinge en die diakens. Ons wil almal graag hê dat die kerk moet groei. Ons wil almal hê dat dit voorspoedig moet gaan in die gemeente. Maar ons wil ook eintlik so min as moontlik doen om dit te laat gebeur. En as ons onsself so sien, broeder en suster, dan moet ons maar erken dat ons ook maar op daardie boot na Tarsus is. Vlug van ons roeping. Maar nou is dit nie maar net 'n kleinigheid nie. As ons nou na die woord gaan kyk, dan sien ons in Matteus 25 leer die Here ons hoe die kerkmense moet lyk. Hoe lyk mense wat vlug vir hulle roeping? Die 5 dwaase maagde staan uiteindelik buite die bruilofsaal van die Lam. Die man met die 1 talent word as 'n slegte diensknegt uitgewerp in die buitenste duisternis. Hy wat sy talent in die grond gaan begrawe het. Die bokke aan sy regterhand word vervloek en weggedryf omdat hulle hom nie besoek het toe hy in die gevangenis was nie, toe hy siek was nie, toe hy naak was, het hulle nie vir hom kleding gegee nie. Jy sien die lote, sê die Here Jesus in Johannes 15, wat nie vrug dra nie, word afgesny en in die vuur gegooi. En in die geskiedenis van Jona openbaar God homself as die genadige God wat nie 'n behaag het in die dood van sondaars nie, maar dat ons sal bekeer en lewe. En dat ons sal terugdraai na hom wat die lewe is. En so kom die almagtige God tot ons in dit wat nodig is tot ons saligheid. Hy kom tot ons in die koelte van die aandwind of in die geweld van die doodsangs van die stormnag. En sy bare en sy golwe wat oor ons heen gaan. En hy gebruik 'n vis of hy gebruik 'n esel of hy gebruik droogte. Of hy gebruik voorspoed en teëspoed of rykdom en armoede of siekte en gesondheid. En in dit alles kom God tot ons
En roep hy ons en lok hy en dring en dwing hy ons terug in sy liefde en in sy reddende genade. Maar hy laat ons nie los nie. In sy genade en liefde sluit hy ons in en maak hy ons betrokke by sy plan en sy werk. En daardeur ons liefde vir hom te bewys. Maar hy is nie van ons afhanklik nie. En hy is nie oor ons verleë nie. En hy bereik sy doel ten spyte van ons, en dit is wat ons ook hier in Jona leer. Selfs deur Jona se onwilligheid, selfs deur Jona se sonde, werk God daar met almal rondom op hierdie stormgetuisterde boot. Hierdie afgodsdienaars vrees vir hulle lewe en maak uiteindelik hulle harte oop vir die ware God van die hemel en die aarde. Hulle word met hom gekonfronteer en hulle buig voor hom en hy red hulle. Jy sien, God werk ter wille van sy mense. En dit gaan vir hom hier by Jona oor die verlore stad Ninive, en dit gaan oor daardie verdwaalde manne op hierdie skei, en dit gaan oor sy knegt Jona wat wegvlug van hom af. En God roep hulle, hy lok hulle en hy trek hulle nader. En nou moet ons ook weet dat hierdie opdrag wat die Here aan Jona gee nie 'n maklike saak was nie. Ninive was die hoofstad van die Assiriese ryk. Dit was 'n geweldige, groot en trotse stad en 'n verskrikking vir die volke van die nabye ooste en die bitterste vyande van Israel. En hy moes aan die stadsbewoners van Ninive en hulle koning die woord van God verkondig. Hy moes hulle bestraf en tot bekering roep. Maar dit sou vir hom lewensgevaarlik wees. Maar nie alleen was dit vir hom lewensgevaarlik nie, maar hierdie mense is ook in sy oë veragtelike mense. En vir hom as Jood sou dit ondenkbaar wees om homself te verontreinig deur in hierdie stad in te gaan. En dan maar eerder wegvlug. Dan maar eerder weg van God. Weg van sy opdrag. Jy sien, broeder en suster, ons leer hier dat om van jou geloof te getuig in die kerk en in die kring van die gelowiges is maklik. Maar om teenoor die wêreld daar buite en die vyand wat 'n bespotting van God maak, sy woord en die kerk te verag en te bespot. Om teenoor hierdie mense te getuig is nie so maklik nie. En daarvan is ons geneig om weg te skram. Is ons onwillig. En die Here sê vir sy gestuurdes in Esegiel, as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. As ek aan die goddelose sê, o goddelose, jy sal sekerlik sterwe. En jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe. Maar sy bloed sal ek van jou hand eis. En dit is die krisis. Deur weg te vlug, bring Jona sy saligheid in gedrang. Maar nie alleen sy eie saligheid nie, maar ook die redding van Ninive. Jona wat geroep is om te getuig, vlug. Wat doen die kerk?
wat doen ons elkeen? Vlug jy ook? Vlug jy ook weg van jou roeping? Weg van die gehoorsame oorgawe aan God? Weg van die innige gemeenskap met hom? Weg van jou verantwoordelikheid? Jy sien, God se storm waarmee hy vir Jona voorkeer op die verkeerde pad, is eintlik sy genadewerking in Jona se lewe. Dis God se werk om hom te red van God se oordeel. Maar ook daardie stormgetuisterde see is ook die redding van Ninive. Dat God vir Jona voorkeer is sy ontferming, sy reddende genade, sy opsoekende liefde oor Jona en Ninive. Ons leer in hoofstuk 4 dat die Here vir Jona 'n les leer. In hoofstuk 4 lees ons van Jona wat buite die stad sit en dan brand die son ongenaakbaar op hom. En dan beskik die Here 'n wonderboom waarvan die koelte hom dan laat bedaar. En dan beskik die Here 'n wurm om die boom te steek sodat dit vrek. En dan is Jona woedend. En as die Here van hom vra, het jy rede om woedend te wees, dan sê hy ja, hy het rede tot die dood toe. Jy sien, Jona is woedend oor die wonderboom. Hy's opstandig oor die wonderboom. 'n Genade waarop hy geen reg het nie. Hy's woedend oor sy eie voordeel. Oor sy belange, sy gemak. Wat alleen maar 'n geskenk van God se genade is. Maar hy traak nie met die mense na wie God hom stuur nie. Dit wat vir God belangrik is nie vir hom belangrik nie. Om sy genade werk in hierdie wêreld te doen en om sy genade aan die wêreld uit te deel, dit wil hy nie. En sien jy hierdie houding ook in ons? Kom ons erken vanmôre, broeder en suster, dat ons meer besorg is oor ons eie voordeel as oor die gemeente, as oor die kosbare siele waarheen Christus ons stuur om sy getuies te wees. Ons bid vir reën. Ons bid vir ons grond, ons bid vir ons kudde. Ons bid vir voorspoed en ons bid vir voordeel. Maar is dit ook in ons gebede belangrik dat ons bid vir die gemeente? Dat ons stry vir die kinders van die Here? Dat ons bid vir die voorgangers, dat ons bid vir die suiwer bediening van die woord? Dat ons bid dat die nuwe lewe en die liefde van Christus uit elkeen van ons in hierdie gemeente sal skitter in hierdie wêreld, dat ons almal sal groei in ons verhouding en in ons liefde vir die Here. Is dit ook 'n sentrale gedeelte van ons gebede, die eer van die Here? En dat die Here vir my persoonlik help om my gawes in sy volheid te kan gebruik in sy diens. Luister wat sê die Here in Efesiërs 2 vers 10, hy sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke,
wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Jy sien, die ding is, jy kan nie deel van Christus wees sonder sy gees en sy gesindheid in jou te hê nie. Jy kan nie deel van Christus wees sonder om sy beeld in jou lewe te vertoon nie. En so word Jona teken van God se volmaakte, opsoekende liefde in Christus Jesus. Die Here sê in Matteus 12 vers 38, soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die Seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. En hier praat die Here Jesus van sy offer, sy diepste vernedering, sy lyding ter wille van ons verlossing. En hy was 3 dae in die graf om vir ons die dood te oorwin en aan ons die nuwe volmaakte lewe van krag en oorwinning in Christus te skenk. En die woord sê hy het ons vernuwe tot konings en priesters vir sy God en Vader. Konings en priesters. Jy sien, die teken van Jona verkondig aan ons Christus se opsoekende liefde. En dit verkondig aan die wat na Christus vlug, dat ons saam met hom gesterf het. En dat ons die sonde van eie willigheid in die dood begrawe het. Dat ons saam met hom opgewek is in 'n nuwe lewe. En dat sy gesindheid en sy beeld uit ons lewe skitter. Amen. Kom laat ons saam dank. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat U vir ons U woord gee. Here, dat U vir ons nie net in ons sonde los, om in ons nood en ons eie willigheid te verdrink, maar dat U ons kom opsoek in U reddende genade in Christus Jesus. En dat U dikwels storms oor ons laat losbreek, om ons terug te dwing, om ons te laat groei in ons geloof en ons liefde vir U. Om lief te hê wat U liefhet en te haat wat U haat. En ons dankie dat ons deel mag wees van hierdie kosbare juweel van U gemeente wat U deur U bloed gekoop het. En wil U gee, Here, dat ons met 'n nuwe ywer en toewyding en oorgawe U sal dien. En ons gawes met ywer sal gebruik om ook hierdie kudde van U op te bou. Dat ons ook kragtige getuies van U liefde en U reddende krag ook in die wêreld is. Wil U ons daartoe lei deur U Heilige Gees. Seën ons ook in hierdie dag
dat ons U sal verheerlik in alles wat ons doen. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Na die insameling van die liefdegawe sluit ons af met Psalm 40, die 4de vers. Psalm 40 vers 4. Net om U wil te doen, soos in U boek die wonderskrif, wat nooit vergaan, dit klaar van my geteken staan. Dit wil ek, Here, van ganser harte soek. Dit is 'n profesie van die lyding en offer van Christus, wat na hierdie wêreld gekom het om homself te gee. Maar daarin is dit ook ons gesindheid om hom te dien soos wat hy in sy woord beveel. Psalm 40, die 4de vers. Net om U wil te doen, soos in U boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit daar van my geteken staan, dit wil ek hier van ganser harte soek. Ek bied U hart en hande, in wil geofferande, al wat ek is en het, diep in my ingewand, waar lief en ywer brand, draag ek U heilige. Ontvang die seën van die Here en gaan dan daarmee in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met U elkeen wees. Amen.